boodskap gaan oor die goeie herder. Kom ons lees 3 gedeeltes saam, net 3 verse. Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dan Jesus se woorde in Johannes 10 vers 14, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my. En dan ook 1 Petrus 5 vers 4, en wanneer die groot herder verskyn, sal julle die erekraans van heerlikheid ontvang, wat nooit sal verwelk nie. Ons almal ken Psalm 23. Die Here is my herder. Here in Hebreëus is Jahweh. Nou dit is die naam waarmee God homself aan Moses geopenbaar het, toe die Here vir Moses gesê het, ek is wat ek is. Jahweh is die groot ek is. In Johannes se evangelie openbaar Jesus homself oor en oor as ek is. Ek is die brood van die lewe. Ek is die ware wingerdstok. Ek is die deur. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan in Johannes 10, ek is die goeie herder. Psalm 23 se herder word in die Nuwe Testament geopenbaar as Jesus Christus. 1 Petrus 5 vers 4 praat van Jesus as die groot herder. Die ou vertaling praat van die opperherder. Jesus is die ware herder van die mensdom. Die herder wat sy lewe aflê vir sy skape. In Markus hoofstuk 6 vers 45 tot 52, dit is toe Jesus op die see van Galilea geloop het, gebeur net nadat hy die brood vermeerder het en die skare gevoed het. En hierdie 2 gebeure, toe Jesus die brood vermeerder het en daarna op die see van Galilea geloop het, is direk verbind aan mekaar. Dit is reeds laat in die middag en Jesus stuur die skare weg. Dit is 'n groot skare, stuur hulle weg. Hy dwing sy disippels om in die boot te klim en om oor die see van Galilea te roei na Betsaida toe. Hy gaan nie saam met hulle nie. Hy gaan na 'n berg toe om te bid. En teen donker was Jesus alleen bo op die berg. Die afstand wat sy disippels moes aflê, was nie baie ver nie, plus minus 5 kilometer, want hulle moes net oor die noordelike gedeelte van die see van Galilea roei. Na my mening was hulle lewens nie regtig in gevaar gewees as gevolg van 'n siedende storm op die see van Galilea nie. Daar was net 'n baie sterk wind teen hulle, wat natuurlik groot golwe gemaak het. En hulle sukkel verskriklik om te roei en hulle vorder baie stadig. Sonder wind sou dit hulle nie langer geneem het as 2 ure om oor te roei nie. Dis nou al meer as 7 ure later. Hulle het nog nie die oorkant bereik nie. Ek reken dat hierdie sterk wind al die wolke en al die mis oor die see weggewaai het, sodat dit 'n baie helder aand was oor die see. En in die helder maanlig
sien Jesus van die berg af, hoe sy disippels verskriklik sukkel om te roei teen die wind en in hierdie golwe op die see van Galilea. En ek aanvaar dat Jesus sy disippels jammer gekry het. En voor dagbreek loop hy op die see na hulle toe. Toe sy disippels hom sien, loop op die see en in die golwe, skrik hulle baie groot. Hulle dink dis 'n spook. En nou is hulle vreesbevange. Eerstens, 'n mens skrik nogal as jy 'n spook sien. Tweedens, om 'n spook op die water te sien loop, moes vir hulle 'n voorteken gewees het, ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan sink. Dadelik praat Jesus met hulle. In Markus 6 vers 50. En hy sê vir hulle, hou moed, dit is ek. Moenie langer bang wees nie. En hy klim by hulle in die boot en onmiddellik gaan lê die wind. En dan sê Markus vir ons iets baie belangrik in vers 51 en 52. Die disippels was uitermate verbaas. Hoekom? Want hulle het nie begryp wat met die brode gebeur het nie, omdat hulle harte verhard was. Jesus wat by hulle in die boot klim, die wind wat dadelik gaan lê, hy wat so pas op die water geloop het. Hulle het nie regtig, of ten minste hulle was uitermate verbaas daaroor, en Markus sê vir ons, dis omdat hulle nie regtig begryp het, wat met die brode, toe hy die brood vermeerder het, gebeur het nie. Met ander woorde, hulle het nie gesien wat hulle moes sien nie. En Markus sê vir ons die rede, omdat hulle harte verhard was. Daar is iets wat sy disippels moes gesien het, toe Jesus die brood vermeerder het en hierdie groot skare gevoed het. Daar's iets wat hulle moes raak gesien het, maar hulle het dit gemis. Hulle het dit nie agtergekom nie. Markus sê, dis omdat hulle harte hard was. Jy sien vriend, 'n harde hart versteur ons visie. En ons kan nie sien wat ons moet sien nie. Ons sien net wat ons wil sien. Ons sien nie wat ons moet sien nie. Baie mense het verskillende sieninge oor Jesus Christus. Die mense van Nasaret, die dorpie waarin Jesus groot geword het hom gesien as Jakobus se broer, Maria se seun, 'n skrynwerker wat tussen hulle groot geword het. Hulle wou hom nie meer as enigiets meer as dit sien nie. Hulle kon dit net nie regkry nie. Ons ken hom dan van kleins af. Herodes Antipas het Jesus gesien as Johannes die Doper wat uit die dood uit teruggekom het. Judas, sy verraaier, het hom gesien as 'n rabbi, 'n leermeester. Hy kon nou maar net nie Jesus sien as Kurios, as Here nie. Hoekom nie? Want sy hart was verhard. Dit gaan nie oor hoe ek Jesus sien, of oor hoe jy Jesus sien, of oor hoe enige Jan Rap en sy maat Jesus sien nie. Dit gaan oor hoe Jesus homself aan ons openbaar. Ons kan God slegs ken deur sy selfopenbaring en hoe hy homself in Christus geopenbaar het. En dit, vriende, as God homself aan ons openbaar, vra dit dat ek en jy harte het wat nie hart is nie, wat sag is, sodat ons kan sien wat ons moet sien,
en nie sien wat ons wil sien nie. As jy jou kennis van God of van Christus gaan bou op jou eie opinie, jou eie siening oor Jesus of oor God, is jy besig met 'n afgod. Maar as jou kennis van God gebou word op hoe God homself aan jou geopenbaar het in sy woord en deur sy seun Jesus, hoe hy homself aan ons geopenbaar het, dan is jy besig met die ware God. Maar dit vra dat ons harte sag genoeg is, sodat ons oë kan oopgaan en ons kan sien wat die Here wil hê ons moet sien. So wat is dit wat Jesus se disippels moes gesien het, maar hulle dit nie gesien nie? Eerstens, toe Jesus die brood vermeerder het, lees ons in Markus hoofstuk 6 vers 34, toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. Jesus sien die groot skare, en ja, dit was regtig 'n baie groot skare. En hy kry hulle innig jammer. Hoekom? Want hy sien nie net 'n groot skare nie. Hy sien hulle soos hulle regtig is. Jesus sien jou nie voor die kop nie. Hy sien jou soos jy regtig is. Hy sien hierdie skare mense soos 'n klomp verlore skape wat rigtingloos ronddwaal, want hulle het nie 'n herder wat vir hulle leiding gee nie. Daar is geen herder wat hulle kan lei nie. En wat doen Jesus? Onmiddellik word hy hulle herder. En hy begin hulle uitvoerig onderrig. Hy begin hulle leer. Hy begin vir hulle leiding gee, rigting gee. Wat sê Psalm 23? Die Here is my herder. Hy lei my. Die ou vertaling sê in spore van geregtigheid. 'n Ander vertaling sê hy lei my op die regte pad. Wat is dit wat Jesus se disippels moes sien? Die God van die Ou Testament het homself aan Israel geopenbaar as hulle herder. En Jesus se disippels moes sien dat die Here, die herder van Israel, is hier. Hy is by ons. Hy is tussen ons. Jesus is die Here wat ons herder is. Tweedens, dis al redelik laat in die middag en hierdie groot skare is honger. Jesus se disippels kom na hom toe en sê hy moet die skare wegstuur sodat hulle in die omliggende dorpies of plase vir hulle self kan gaan kos koop. Maar die herder stuur nie sy skape weg nie. Nee. Die herder sorg vir sy skape. Die herder sorg vir sy skape. Wat doen Jesus? In plaas van om hulle weg te stuur, sê vir sy disippels dat hulle die skare in groepe moet laat sit. Ons lees dit in vers 39. Markus 6 vers 39. Jesus het hulle opdrag gegee om almal in groepe op die groen gras te laat sit. Nou hoekom hierdie stukkie detail? Hoekom nie net sê hy het hulle almal in groepe laat sit nie? Hoekom hierdie fyn stukkie detail?
Hy het hulle almal in groepe op groen gras laat sit. Psalm 23 sê, die Here is my herder. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Wat is dit wat Jesus se disippels moes sien, wat hulle nie gesien het nie? In die Ou Testament het God homself aan Israel openbaar as hulle herder. Jesus se disippels moes sien dat Israel se herder, die Here, is hier. Hy is by ons. Hy is tussen ons. Jesus is die Here wat ons herder is. Derdens, Jesus breek die brood en sy disippels deel dit aan die skare uit. Die skare, die mans alleen was 5000. Sommige skat die grootte van die totale skare mans, vrouens en kinders ingesluit op enigiets tussen 10 en 20.000 mense. En hierdie hele skare eet van die brood en vis, totdat hulle versadig is. Totdat hulle versadig is. En daarna tel hulle 12 mandjies vol oorskiet vis en brood op. 12 mandjies, 12 stamme van Israel. Ja, daar was 'n tyd toe Israel ook op 'n verlate plek, soos hierdie skare op 'n verlate plek was. Toe Israel ook op 'n verlate plek was in die woestyn, op pad na die beloofde land toe, waar Israel honger geword het. En hulle herder, die Here onse God, vir hulle brood uit die hemel gegee het, en hulle elke dag kon eet, totdat hulle versadig is. Wat sê Psalm 23? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Wat moes die disippels gesien het? Hulle moes gesien het, die Here God, wat homself in die Ou Testament geopenbaar het as Israel se herder, wat vir hulle selfs in die woestyn sorg. Dat die Here is hier. Hy is by ons. Hy is tussen ons. Die Here. Jesus is die Here. Ons herder wat by ons is. Sou hierdie herder sy disippels, hulle wat hom volg, sy skape, waar hy van ver af op 'n berg sien hoe hulle sukkel, hulle is nie eers bewus daarvan dat hy hulle sien nie, sien hoe hulle sukkel op die see om te roei, en die ure gaan verby, en die oorkant wil net nie kom nie, dat hy hulle net sou los, dat hy hulle nie sou jammer kry nie, dat hy nie die vermoë gehad het om die wind te laat gaan lê nie, dat hy nie by hulle in die boot kan klim, en alles kom tot bedaring en tot vrede nie. Dis wat hulle moes sien, dat hy hulle herder is. En die mees elementêre betekenis van dit vir ons is, Jesus se woorde aan sy disippels, toe hy by hulle kom, by die boot, eerstens toe hy vir hulle sê, hou moed, dit is ek, julle herder, hier is ek, by julle. Hou moed, al is die wind teen jou, hou moed,
Al voel dit vir jou, ek gaan dit nie maak nie. Hou moed, al lyk die pad vir jou nog so ver. Hou moed. Jesus is jou herder. Die wind sal jou nie oorweldig nie. Moet ook nie verbaas wees as die wind skielik gaan lê nie. Die wind is nie sy baas nie. Hy is die wind se baas en hy is jou herder. Tweedens, Jesus sê nie net vir hulle hou moed, dit is ek nie. Hy sê ook vir hulle moenie langer bang wees nie. Moenie meer bang wees nie. Hoekom? Want ek is julle herder. Wat sê Psalm 23? Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, nogtans sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. My liewe vriend, hierdie wêreld is vol onheil. Moontlik lê en loer die onheil op hierdie oomblik vir jou. Moenie langer bang wees nie. Moenie meer bang wees nie. Vat net jou herder se hand.